vraag vanoggend is actually 'n Engelse vraag, so I'm going to give it my best shot. Die vraag is, who do you say God is? So dis my vraag waarmee ek die tema net gaan vas lê vir ons. Maar terwyl ek voorberei, toe dink ek aan toe ons klein was, daai toddler ouderdom. 'n Paar van julle het sulke en is dankbaar hulle is nou kinderkerk toe, maar daai ouderdom van ek sal self. Ek sal self aantrek, ek sal self eet, ek sal self. Nee, dis gewoonlike gemors. Maar hulle sal self en hulle weet van beter. Jy moenie vir hulle sê hulle gaan dit op 'n ander manier doen nie. Nee. Hulle het die volste confidence in die feit dat hulle sal dit self doen. And somehow we lose that confidence when we grow up. And I think it's mainly because we have a misplaced identity. We start to place our identity in worldly things, and then we tend to think that we miss the mark. But when we truly know who God is, He will restore our identity. En ek gaan na twee mense verwys, hoekom ek so kan sê. And the first one we're going to look at, the first person we're going to look at is David. Before David was anything significant, he was a shepherd, looking after sheep day in and day out. But in that place, while he was being a shepherd, he learned to form a close relationship with God, and that prepared him to hear God's voice. So David's identity wasn't shaped by any title or any achievement. At that stage, it was shaped by God. And when he wrote Psalm 23, David wasn't already king. He was a shepherd. And he could confidently say that the Lord is my shepherd. I will lack nothing. And he was only allowed or able to say it because he had a relationship with God. And maybe you find yourself at a place constantly where you look for validation, or you look for titles, or you look for recognition. But David didn't receive any recognition. He didn't receive any titles. He was focused on God, and maybe we should become more focused on God in order for Him to come and shape our identity. Miskien is jy vandag op 'n plek waar jy al meer as een keer gewonder het, maar dit wat ek doen elke dag, maak dit ooit saak? Maak dit ooit 'n impak? En ek wil vir jou sê, as jy wonder daaroor, ek het ook 'n ruk terug daaroor begin wonder, so ek sê, hoorie, maar hierdie geheug elke Woensdag en hierdie jeugkampe, en maak dit ewen saak. En ek het net ervaar hoe die Here vir my sê, as jy gaan ophou worry of dit saak maak, gaan jy dit mis om actually 'n impak te maak. En ons kan onsself op so baie keer op 'n plek kry waar ons bekommerd is oor, is hierdie opdaag, maak dit ooit saak? Maar ek dink ons moet begin raak sien dat net vir die feit dat jy opdaag, maak saak. So die Here het my oor my vingers getik daarvoor. Maar miskien is jy op 'n plek waar jy vir jouself vra, maak hierdie ooit saak? En ek wil vir jou sê dat as niemand na die skape gekyk het nie, het die skape weggeloop. En dit klink seker nou soos 'n dom voorbeeld, maar ek dink baie van ons in ons elke dag dink dat dit wat ons eintlik vandag doen is dom. En dalk is dit net die plek waar God jou wil gebruik om jou voor te berei vir iets groters. En moet ons intentioneel begin fokus daarop om eerder God se stem te hoor as wat ons voel dit wat ons doen in elke dag dom is. En ek dink dit tel nou vir 'n ma, 'n ouma, 'n pa, 'n oupa, 'n boer, 'n ouma, 'n tiener, dit tel vir julle ook. Is dit daar waar jy beweeg in jou elke dag, het jy die ability of die vermoë om 'n verskil te kan maak. Maar eers moet ons toelaat dat God ons identiteit in Hom kom stig. So, do you live a life of really living? Or are you just surviving every day to get through just another day? And then the question Pastor Sean will ask is, did you come alive in 2025? Or are you just going through the motions of each day? David's confidence
was in God and not in himself. When David faced Goliath, he didn't show off his muscles. He couldn't even put on that armor. So he didn't show off his muscles. He was as confident as a 4-year-old starting to do maths. He was confident enough to face Goliath because he knew his identity was in God. And that's why in 1 Samuel 17 verse 45, David was able to say to Goliath, "You come to me with a sword and a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have to fight." David het Goliath verslaan in God se naam, en hy kon dit alleenlik vreeslik doen, omdat hy geweet het wie hy in God was. Die tweede persoon op wie ons gaan kyk is is Petrus, en dit staan in, ons gaan kyk na Matteus 16, vers 13 tot 19. Julle is welkom saam met my soontoe te blaai, of soontoe te scroll, as jy 'n tiener met 'n foon is. Matteus 16, vers 13 tot 19. Mia, Matthew 16, vers 14 to 19. Ja, nee, is welkom. Okay, Matteus 16, vers 13 tot 19. Toe Jesus in die gebied van Caesarea Philippi kom, het hy sy disippels gevra, "Wie sê die mense is die seun van mens?" Hulle het geantwoord, sommige sê Johannes die Doper, ander Elia en ander weer Jeremia of een van die profete. Hy sê toe vir hulle, "Maar julle, wie sê julle is ek?" Simon Petrus het geantwoord, "U is die Christus, die seun van die lewende God." Jesus antwoord hom, "Gelukkig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar die Vader in die hemele. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van Hades sal dit nie oorweldig nie." So uit daai gedeelte uit sien ons dat die oomblik toe Petrus vir Jesus sê wie Jesus is, toe kom maak Jesus Petrus se identiteit vir hom vas. Jy is Petrus, op hierdie rots sal ek my kerk bou. So die oomblik toe Petrus op 'n plek is waar hy Jesus kon identifiseer as die Messias, kom sê Jesus vir hom, "Maar jy Petrus is die rots op wie ek my kerk gaan bou." En ons moet onthou dat Petrus was ook maar net eers 'n visserman, wat nou sy identiteit in God gevind het. En ek dink baie keer sukkel ons met ons identiteit, want ons kan nie vir onsself vasstel, maar wie is Jesus nie. En ons hoor baie keer wat mense sê, ons hoor, ja, Jesus is die verlosser, Jesus is lief vir jou, Jesus is vreugde, Jesus is hoop, Jesus is, maar het jy al op die plek gekom, waar jy vir jouself gaan bepaal het, maar wie is Jesus? Wie is Jesus vir my? Who do you say Jesus is? The moment Peter answered the question, which Jesus asked, Jesus established Peter's identity. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church. When you know who God is, you will know who you are. And when you know who God says you are, you will have more confidence to react on the prompting of the Holy Spirit to go and make a difference. You will live freely of the opinions of others and what the world wants to tell you, because Jesus set you free. John 8 verse 36, if the Son set you free, you will be free indeed. Wanneer jy weet wie Jesus is, sal jy die selfvertroue hê om vreesloos te doen dit wat die Heilige Gees op jou hart druk om te doen. Jy sal vry wees van ander se opinies en die houvas wat die wêreld op jou probeer hê. Johannes 8 vers 36, as die Seun julle dus vry maak, sal julle regtig vry wees. En mense wat werklik vry is, oorleef. Hulle oorleef nie net nie. Dat ek wou net gewees sê, mense wat werklik vry is, leef, hulle oorleef nie net nie. So my question then again to you is, who do you say God is? And when you truly know who God is, you will be able to say with confidence,
God is my provider, God is my joy, God is my safe place, and God is the one who saves me. Hierdie boodskap is nogal vir my 'n baie persoonlike boodskap, want ek moes in my eie lewe eers vasgestel het, maar wie is Jesus vir my? Wie het ek geleer ken, toe ek tot bekering gekom het, wie het ek geleer ken, is Jesus vir my. Dit het gebeur kort voordat ek Groblersdal toe getrek het, en daarna moes hy nog baie skaaf en skuur, omdat ek kan vasstel wie is Jesus vir my. En wanneer ek daai vasgestel het, kan ek met vrymoedigheid, nie noodwendig uit ondervinding uit nie, met ouers sit en vir hulle raad gee oor hulle tiener of hulle kind. Ek kan met 'n getroude vrou sit en ek kan vir haar raad gee, nie omdat ek ondervinding het daaruit nie, maar omdat God my die wysheid gee, want ek weet wie ek is in hom. En ek wonder net, as jy weet wat jou identiteit in God is, en as jy weet wie God is, hoe gaan jy begin anders optree as man vir jou vrou en pa vir jou kinders? Of as 'n vrou en 'n ma, as 'n werknemer, as 'n vriend of 'n vriendin, as 'n jong mens of 'n tiener, of as iemand wat 'n rolmodel is vir ander, of as jong mens? Hoe gaan jy met die wete van wie jy in Christus is, anders begin optree in jou elke dag? If you have to fill in the blank, who is Jesus for you? And then what difference does that make to you? So maybe if we let God define us, we will be able to take on every day, not just surviving, because in God we can. Here, dankie dat U ons gemaak het vir meer. Here, dankie dat U plan en U hart vir ons dit is om vry te lewe van mense se opinies. Here, ek wil vra dat U op hierdie oomblik nie by een stoel verby sal gaan sonder om 'n stukkie van U vir hulle te openbaar. Here, help ons om te sien wie U werklik in ons lewens is, en vir elkeen van ons is dit iets anders. Here, vir elkeen van ons is dit dalk, vir iemand van ons is dit dalk, vanoggend het ons vrede nodig, vir 'n ander een het ons voorsiening nodig, vir 'n ander een het ons dalk genesing nodig. Here, maar help ons om U in dit te sien. Here, gee vir ons weer die confidence van 'n kleintjie, wat sê, maar ek kan actually hierdie doen. Heilige Gees, dankie dat U ons help in elke dag. En Here, ek vra dat hierdie vinnige preek of boodskap vanoggend nie net by ons verby sal gaan, Here, maar dat ons 'n oomblik sal sit en vir onsself bepaal wie U is. Geef ons die confidence in dit, om vreesloos soos Dawid te kan reageer op dit wat ons weet U wil hê ons moet doen. Dankie vir U liefde vir ons, en ek bid dit in U naam alleen. Amen. Our God is 3 in 1. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Our judge and our